Goeiedag. Van al die dinge waaraan ek in die Grendeltyd aan gewoond moes raak, is hierdie seker vir my die ergste. En nou lyk dit vir my, dit gaan nie net in die Grendeltyd deel van ons lewe wees nie. As ons toegang wil hê tot openbare plekke, dan sal ons maskers moet dra. Ons gaan selfs dalk met kerk toe gaan daarmee. Gelukkig is daar 'n verskeidenheid van style, modelle, net om die eentonigheid daarvan te breek. Ek sien daar word deesdae ook 'n klomp motiewe daarop gedruk.
Maar as ek dan nou gedwing moet word om so iets te dra, dan sit ek maar hierdie ouetjie aan. Dit laat my nog steeds soos 'n kroek uit die Cowboys en Kroeks daar lyk. Iets waaraan ek beslis nog gewoond moet raak. Die dra van maskers word oor die algemeen nie positief geëvalueer nie. Ons dra nou wel hierdie maskers omdat ons wil beskerm. Jy gaan nie keer dat jy self die virus opdoen deur 'n masker te dra nie, maar die kans word verminder dat jy iemand sal infekteer. En daarom doen ons dit uit respek vir die mense rondom ons. Maar oor die algemeen word die dra van maskers negatief beoordeel. Dit dui op wegkruip, op voorgee, op iets wees wat jy nie is nie. En as die goeie waarheid aan die lig kom, dan sê ons ook 'n saak is ontmasker, van sy masker ontneem. Dit is ook wat Jesus gedoen het in die tyd toe hy op aarde was. Hy het die Joodse geloof kom ontmasker. 3 dinge was belangrik vir die Joodse geloof in daardie tyd: barmhartigheid, om te vas en om te bid. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hierdie dinge in die openbaar gedoen, sodat hulle punte in die oë van die gemeenskap kon kry. Daar was nie hart in hulle geloof nie. Dit was bloot net handelinge ter wille van aansien. En Jesus het dit kom ontmasker. Hy het 'n ander soort geloof kom voorstel. Een waar jy nie nodig het om te vertoon nie, waar jy nie nodig het om mense en veral God te probeer beïndruk nie. Jy kan bovendien nie vir God beïndruk nie. Die ontmaskerde geloof is dus beeld van die vryheid wat Jesus vir ons bring. Wat sigbaar word wanneer ons maskers afgehaal word, is ons gewone menswees, stikkende verhoudings wat heel maak nodig het, angstige harte wat moet leer om tot rus te kom, oë waaruit die balke van ons liefdelose kyk na mekaar gehaal moet word, verwarde gedagtes wat moet koers kry en leer om die regte keuses te maak. Ons word vrygemaak van die gedagte dat ons supermense is, dat ons altyd sterk en reg en in beheer moet wees. Ons word vrygemaak om onsself as gewone mense te leer ken. Om jouself deur die bergpreek te leer ken, is 'n ontnigterende ervaring. Dis nie lekker as jou mooi masker, waarmee jy jouself en ander probeer bluf, afgehaal word nie. Heel moontlik hou jy nie van die naakte gesig wat jy agter die masker sien nie. Dalk is jy bang. Ander mense sal ook nie daarvan hou nie. Of dat God nie so 'n gesig in sy geselskap wil hê nie. Om ontnigter te word is egter om bevry te word. Dis hoekom Jesus die bergpreek met die woord geseënd begin. Die geseëndes is gewone mense wie se maskers af is. Hulle is arm in hulle self. Hulle treur. Hulle is honger en hulle dors na wat reg is. Hulle weet hoe nodig hulle God het. Gewone mense, mense soos ek en jy, is geseëndes. Dis wanneer jou masker afgehaal word, dat die lig van God se goedheid op jou kaal gesig kan skyn. Dit is die lig van God se seën, dat gewone mense kan begin
om hierdie lewe sonder maskers te kan leef. Ek dink nie ek en jy besef hoe maklik dit is om maskers op te sit in die beoefening van ons geloof nie. Ons maskers lyk dalk anders as die van die Jode, maar dit is daar. Dink bietjie daaroor na, wat dit sou beteken as jy by strukture betrokke raak, sonder om die aandag op jouself te vestig. Dis die verskil tussen liefdadigheid en barmhartigheid. Barmhartigheid sê, ek stap in Christus se voetspore. Jou waarde vir God lê nie daarin dat jy armes help of bid of vas nie. Jy het waarde vir God omdat hy jou Vader is, wat jou liefhet en wat jou verstaan. En daarom hoef jy niks by te voeg by jou waarde nie. Alles wat jy nodig het, vind jy reeds in God se liefde. Omdat hy jou liefhet, kan jy help en bid en vas. Nie om iets te bewys nie, maar uit opregte liefde vir God en vir jou naaste. Jy dra nou 'n masker omdat jy in liefde mense rondom jou wil beskerm, maar moenie die masker in jou geloof dra nie. Amen. Broers en susters, kom laat ons saam bid. Here, leer my om U in eenvoud en opregtheid te dien, omdat U my liefhet en ek U wil lief hê. Amen. Die